Dr. Eugene Kemp. Dr. Eugene Kemp, ons drink. Na nogal heel wat skrywes en nadenke en opnames, dink ek is hierdie ene eerste, en dit is om iets te sê en te vertel oor kakkerlakke. Ek is nie heeltemal seker nie, maar ek vermoed 'n kakkerlak en 'n kokkerot is maar dieselfde ding. Maar ek leef in 'n huishouding waar my vrou 'n groot ding het oor kakkerlakke en hulle het nie veel van 'n kans om te oorleef nie, en as daar ergens 'n beweging is en dit lyk net soos een, dan word dit onmiddellik verwoes en vernietig. Maar my gedagtes en skrywe oor juis kakkerlakke het eintlik begin by 'n boek, How to Hold a Cockroach, van Matthew Maxwell. En dit het my absoluut gefascineer en toe sommer besluit om 'n bietjie weer daaroor te gaan nalees. Iemand skryf, dit is eintlik maar soos 'n kinderboek vir volwassenes en handel oor 'n jongman wat na homself soek en dan in hierdie proses hierdie wyse mentor ontdek. En die moedig hom aan om 'n kakkerlak in sy hand te neem en natuurlik dit wat aanvanklik hom absoluut walg, hierdie jongman, word dan 'n lewensles en 'n hele klompie lewenslesse wat daarmee saamgaan. Met die tyd leer hy dat hierdie kakkerlak versinnebeeld sy vrese, sy pyn, sy onsekerheid en sommer 'n klompie goeters daarmee saam. En hy besef dat dit gaan eintlik nie oor hierdie kakkerlakke nie, maar eerder hoe hy dit in sy hand hou. Om dit nie te vermy of te beveg of toe te laat om te oorweldig nie. Ek lees 'n aanhaling of twee net uit die boek uit. Acceptance reduces suffering. Resistance amplifies pain. Acceptance creates space. You cannot control what appears in your life, but you can control how you hold it. Maar saam met hierdie, om dit nie te vermy nie, want dit is tog iets wat deel is van ons stukkende wêreld, is al hierdie kakkerlakke. Maar om in diep afhanklikheid van die Here ook dit in die hand te hou, hierdie hand oop te maak en toe te laat dat die Here vir mens wysheid gee hoe om dit te hanteer. Dat ons in hierdie lewe nie net die een kan hê sonder die ander. Ons kan nie net vreugde hê sonder pyn nie. Dit hardloop saam en die boek praat van not either or, but both and. En dat daar tog vir my en jou as gelowige ons die vermoë het en dat die Here ons in staat stel om toe te laat dat hierdie swaar of hierdie kakkerlak aan die einde van die dag omgekeer kan word, hierdie vrese, hierdie onsekerheid, hierdie pyn, en dat dit meewerk ten goeie, omdat ons dit nie hier in ons hand toevou en nie toelaat dat die Here genesing bring nie. Die kakkerlakke gaan deel wees van ons lewe. Ons kan spuit en ons kan gif spuit, maar 'n kakkerlak is blykbaar van die gehardste diertjies of insekte wat 'n mens kry. Maar God se opstandingskrag kan selfs die mees hopeloosste situasie omkeer. Ek weet nie wat is daar in jou lewe wat vandag maar kakkerlakkig is, as ek so kan uitdruk nie, maar weet tog dat dis nie 'n aanduiding van die afwesigheid van God nie, en dat ons God vertrou om dit om te keer en daar ook iets goeds te laat uitkom, of vir ons net die krag te gee om daardeur te kan kom, omdat ons op pad is. Jy kan die gedeelte weer op my Facebook gaan lees, jy kan ook vir my skryf, eugenekemp@me.com.